Bokaroo opleiding is 'n opleidingsinstelling hier uit die Solidariteitsstal daar in Oranje. 'n Opleidingsinstelling waarop ons ongelooflik trots is. Maar is dalk 'n instelling waaroor ons 'n bietjie minder weet. So Paul Vogel, die uitvoerende hoof van Bokaroo opleiding, is hier saam met my en hy gaan vir ons meer vertel van BKO. Nou, Paul, kom ons begin sommer. As jy sommer so vinnige oorsig oor BKO kan gee, help ons. Dankie Dirk, met liefde. Ons het in 2019 begin met 5 studente en vanjaar staan ons op 248 studente in totaal. Bokaroo opleiding is in die hartjie hier van Suid-Afrika, binne in Oranje, op die Vrywalle, langs die Oranje rivier. En ons lei studente op in 3 verskillende departemente of rigtings. En ons het 'n departement ambagte, dis waarmee ons ook begin het, elektries, loodgieter en bou en siviele studente. Dan het ons 'n landboudepartement, ons het 'n boerdery en mekanisasie kwalifikasie. Ons het ook 'n lekker proefplaas, ek sal nou meer oor die fasiliteite uitbrei, en dan het ons ook 'n departement gesondheid en welstand waar ons ook tuisversorgers en vroegkinderontwikkeling studente oplei. Alles met die doel om vir studente geleenthede te gee. Ons stel hulle vry in hulle denke en ons stel hulle in staat deur gehalte opleiding om eendag in die arbeidsmark in te tree. En dit is ook ons visie, vryheid deur opleiding en arbeid. Julle is daar binne in 'n gemeenskap wat ek vry is. Ek was nou al meer as 1 keer daar, ek was daar by julle gewees en ek was altyd verstom gewees. Ek kry sommer die gevoel van studente wat asemhaal. Daar is nie mure nie. Hulle het 'n ander stuk vryheid as 'n gewone student. Ietsie meer daaroor. 'n Goeie voorbeeld, Dirk, wat ek nou kan noem is hierdie week is ons koshuisliga aan die gang en ons studente speel rugby, netbal, vlugbal, hokkie, alles teen mekaar en hulle stap die aand terug koshuis toe, veilig binne in 'n gemeenskap. En ek dink dit maak ons so uniek dat dit een van die min plekke in die land is waar 'n student, damesstudente terug kan stap koshuis toe en jy ervaar iets van hierdie vryheid. Sy het 'n unieke gemeenskap waarin ons studente vorm binne in ons geloof en kultuur en deel daarvan is hierdie vryheid wat ons beleef waar jy meer jouself kan wees en minder op die uitkyk is vir die uitdagings rondom jou, maar gemaklik kan wees binne in die omgewing waar jy is, rondom die mense wat rondom jou is, binne in 'n gemeenskap. Ek dink dis wat ons uniek maak. Ons studente integreer 100% in 'n normale gemeenskap in en hulle vorm deel van daardie gemeenskap. Van babas, kleuters, laerskool, hoërskool, studente, werkendes en ou mense en ons is deel van daardie gesonde gemeenskap. Jy verwys nou na koshuis, jy verwys na studentelewe. Vertel bietjie meer oor julle koshuise en ek weet ook julle is besig om fliks te bou aan nuwe fasiliteite. Ek dink as jy soontoe gaan waarskynlik in die koshuisland, so ek dink iemand wat soontoe wil gaan sal so 'n bietjie meer wil weet oor die koshuislewe. Ja, dit is die hartklop van ons studentelewe. Ons praat van 'n vlytige studentelewe. Ons het 4 koshuise vanjaar en ons voeg nog 2 vanjaar by vir volgende jaar. En 3 mans koshuise, 2 dames koshuise, dan nou in die toekoms 4 mans koshuise. Maar vanjaar het ons 'n daghuis waar studente in die dorp inwonend is. Dis Heldehuis. Dan het ons 'n Steenbok mans koshuis, Valbos mans koshuis en die Duiker dames koshuis. En hierdie koshuise, soos ek sê, vorm hierdie hartklop van ons studentelewe. Hulle neem teen mekaar deel, hulle sing saam, ons het kantes wat ons vier, hulle voer debat teen mekaar en hulle vorm mekaar ook in hierdie gemeenskap binne in 'n groter gemeenskap. En vanuit dit uit leef hulle en leer hulle om sagte vaardighede aan te leer. So ons vorm hulle nie net met gehalte opleiding nie, ons vorm hulle deur sagte vaardighede waar hulle met mekaar te doen kry. Die mooi ding van ons studente is, en ek het dit dalk nou nie vroeër genoem nie, ons studente kom letterlik van reg oor die land af. Elke liewe provinsie, selfs Botswana en Namibië, kom hulle Oranje toe om by BKO te studeer en iets van hierdie vryheid te beleef. Ja, met die doel om eendag
te kan gaan werk, 'n goeie werk te kry, 'n loopbaan te bou, gesin te vestig. Maar hulle beleef iets hier in die gemeenskap waar 'n student, soos wat ek nou sê, integreer en te doen kry met alles rondom hom, die samelewing rondom hom. En hy of sy kan iets van daardie vryheid proe en voel en ervaar wanneer hulle as koshuise in binne in hierdie studentelewe te mekaar deelneem. Ja, dis 'n besondere vormende deel van studente daar by BKO en dit is 'n ander tipe van kwalifikasie as jou formele kwalifikasie en dis 'n tipe van kwalifikasie wat jy eintlik net daar op Orania kan kry. Nou kom ons gaan 'n bietjie terug na fasiliteite toe. Ons gaan spesifiek na die ambagskant toe. Jy lê daar werkswinkels, baie moderne werkswinkels met die nuutste toerusting en jy is ook besig nou om nuwe werkswinkels te bou. Ja, dis korrek. Daar is twee wonderlike fasiliteite, werkswinkels wat goed ingerig is, soos wat jy nou reeds genoem het, waar ons studente werksplek blootstelling binne in die werkswinkels gee. So ons simuleer vir 'n loodgieter byvoorbeeld 'n badkamer opset waarin hy of sy alles moet kan installeer en kan regmaak. Dieselfde aan die elektriese kant. Twee groot werkswinkels, ons het vanjaar dit uitgebrei met bykomende vloere en dis maar slegs in jaar 2 wat ons waar ons in dit ingetrek het. Ons is dan nou reeds besig met die uitbreiding van 3 nuwe werkswinkels langsaan. Ons het nou fase 1 wat goedgekeur is, wat ons eersdaags grond gaan breek, waar ons nog nuwe ambagte gaan uitrol. Saam met dit 4 klaskamers, 'n lekker kuierstoep. So ons het 'n gebalanseerde uitkyk waar ons het oor die koshuislewe gepraat, waar studente dalk soms te veel na die sosiale kant toe kan neig, moet ons die balans handhaaf en seker maak die opleiding wat hulle kry is nie net teorie nie, dis ook voorbereiding vir die werksplek in die werkswinkels en dan daarna beweeg hulle werksplekke toe. So daar is ook 'n komponent waar hulle in die werksplekke inbeweeg landwyd, maar om daai balans te handhaaf, simuleer ons die werksomgewing vir 'n student so na as moontlik, sodat die dag wanneer hulle in 'n werksplek instap, hulle nie skrik of nie weet wat om te verwag nie. Hulle kan werk, hulle kan met hulle hande werk. In Orania het ons 'n arbeidsbeleid waar ons glo in plaaslike eie Afrikaner arbeid en dis ook wat ons studente leer. Om self te kan werk met jou hande is 'n vaardigheid en dit stel jou ook in staat, daai vryheid waarvan ons vroeër gepraat het, stel jou ook in staat om goeie werk te kan lewer en jy's nie afhanklik van iemand anders of 'n ander stelsel nie, jy's afhanklik van dit wat jy insit. Natuurlik vanuit ons geloof het ons 'n sterk benadering tot dit, maar dis wat ons studente aan blootstel. Dis dan nou die fokus en die uitbreiding op ons ambagskant, nuwe fasiliteite wat voorlê, baie opwindend. Ons skop daai projek eersdaags af en dit bring vir ons net weer 'n nuwe momentum aan daardie kant. En dit bring ons nou na die landboukant toe. Julle is ook besig om nuwe fasiliteite daar te skep. Julle het al 'n proefplaas. Hy brei nou uit, nuwe grond kom by en dan gaan julle ook nuwe fasiliteite op die proefplaas bou. Kortliks, ons het begin met 9 landboustudente. Jaar 1, jaar 2 weer 9, die jaar daarna 34. Toe vat ons 45 in, vanjaar het ons 55 landboustudente in. So 3 jaar kwalifikasie, diploma. Ons het vanjaar net so onder die 100 landboustudente, wat ek dink al reeds astronomies is. Ons het begin met 'n proefplaas waar ons prakties op begin doen het binne in 'n tonnel, so 'n tonnel van 20 by 30 vierkante meter. In Januarie vanjaar het ons 'n 22 hektaar proefplaas oorgeneem, soos wat die behoefte gegroei het. Op hierdie 22 hektaar proefplaas het ons nou reeds 'n 7,5 hektaar besproeiing op. Ons het mielies nou geplant Desember en dan het ons 75 olyfbome, ons het 'n boord wat ons reeds al begin olywe oes het. Ons het so 1.2 ton olywe geoes vanjaar. Ons studente kry blootstelling in die besproeiing, in radkaste. Ons is besig ook op die proefplaas om 'n werkswinkel in te rig, wat ook vanjaar grond gaan breek om 'n splinternuwe werkswinkel daar neer te sit. En dat ons pekaniatbome, ons het al proewe vir boere rondom ons gedoen, klein skaal, maar dis 'n goeie begin. En daar leer ons studente letterlik om hulle hande vuil te maak op die proefplaas. In die grond te werk, ons het kampies gespan, ons het skaap en bees wat
hierdie week nog op pad is wat gaan op die proefplaas rondloop en die studente moet na hulle kyk. Hulle is ingedeel in skofte soos wat hy in die werksplek gaan werk. Ons simuleer vir hom 'n plaas en hulle moet hulle skofte doen en hulle moet hulle kant bring daar. Harde werk, soos enige goeie boerdery en ek dink enige goeie werk harde werk is. En dis wat ons hulle leer op die proefplaas. Ek kan nie anders as om hierdie teenstellings te sien nie. Aan die een kant sien ons dat landboukolleges, die res van die land plof eenvoudig in mekaar. Een goeie voorbeeld is die absolute toestand wat die kollege aan Potchefstroom wat ons almal altyd baie goed geken het, hoe hy net eenvoudig agteruit gaan, maar daar's ook talle ander kolleges. Aan die een kant is dit hierdie aan die ander kant is dit hierdie opwindende bou, daardie energie. Ons is besig om iets nuuts dan neer te sit. Gou vinnig net die ander kwalifikasies wat jy het? Dit is dan binne 'n departement wat ons noem gesondheid en welstand, tuisversorging, versorgingsassistente en dan vroeë kinderontwikkeling. Maar tipies jou kleuterskoolonderwysers wat ons ook aanbied. Verlede jaar begin en ons het vanjaar so 10 studente daarin en hulle skakel in binne die plaaslike kleuterskooltjies rondom ons. Hulle werk, die tuisversorgers werk in die ouer huis, werk by ons gemeenskapssorg en hulle verrig eintlik 'n ongelooflike diens in die gemeenskap terwyl hulle studeer en daarna beweeg hulle weer uit. So dit is 'n simulasiekamer waar hulle dan ook soortgelyk teorie en prakties oefen en dan daarna beweeg hulle ook werksplek toe. So dit is 'n sterk praktiese benadering gebalanseerd met teorie en die voorbereiding vir die werksplek. Paul, nou so 'n bietjie vorentoe. Hoe sien jy waarna toe is Bo-Karoo op pad so in die volgende 5 of 10 jaar of miskien selfs 'n langer droom? Die korttermyn droom, Dirk, is, kom ek sê nie eers 'n droom nie, die korttermyn werklikheid waaraan ons werk is om van 250 studente na 800 toe te werk. Maar ons het die potensiaal en die geleentheid om 8000 studente te kan akkommodeer. Genoeg grond rondom ons, is genoeg potensiaal en behoefte dat ons dit kan doen. Dit is dalk ons 10 jaar plan, maar dis waarna toe ons werk. Ons wil 'n geleentheid bied vir studente waar hulle in vrylik kan studeer, hulle self kan vind, identiteit kry in geloof en kultuur en daarna 'n werksplek toe kan gaan met gehalte opleiding. En as ons dit regkry, verander ons die samelewing. As ons dit regkry, dra ons 'n boodskap van hoop uit in die samelewing in, waar studente en jong werkendes die volgende geslag net hulle self kan wees, want ons mag, moet en kan dit doen. Ons hoef nie skaam te wees vir ons geloof en vir ons kultuur nie. Ons moet dit uitleef en ons glo ons doen dit deur opleiding en gehalte opleiding en dan werk wat daarmee saamgaan. Korttermyn, na die 800 studente is 'n paar nuwe programme wat ons wil uitrol, die uitbreiding van ons proefplaas. Ons kyk na 'n groot projek waar ons die landbou in 'n nuwe rigting in wil druk, die opleiding van programme van binne in herlewingsboerdery wat 'n groot fokus begin raak in die wêreld. Op ons ambagte dieselfde skaarsvaardighede wat ons wil oplei, wat verlore gaan in die res van die land en wat selfs behoefte wêreldwyd is, internasionale tekorte is aan sekere vaardighede. Dis waarop ons nou fokus. Al die kere wat ek julle besoek het ek die energie gevoel, ek het dit gesien. Ek het daai ding wat jy noem van vryheid, het ek beleef saam met die studente, hulle lyk gelukkig. Jy het dit oorgedra aan die onderhoud, ek kan sommer die energie voel in die onderhoud self. Ek wil vir julle sê, julle gee ons ook hoop, so baie sterkte, ons is bankvas agter julle. Baie dankie Dirk en dankie ook vir al die ondersteuning. Ons is ongelooflik dankbaar en baie trots vir die geleentheid wat ons het. As iemand ooit deur Orania kom maak by ons 'n draai, kom kuier by ons. Ons vat julle op 'n toer, ons wys vir julle waarmee ons besig is en ons wys vir julle wat die studente doen. Dankie Paul, en ek moet sê daardie dank kom ons lede toe wat heeltyd help om te bou aan 'n toekoms waarin ons vry, veilig en voorspoedig is. Solidariteit het 'n rykdom van video's en standpunte, insluitende die potsending Solidariteit Wêreld. En alles is saamgevat op ons YouTube kanaal, op ons verskillende media platforms en natuurlik nou ook op Spotify.
Bokaroo opleiding is 'n opleidingsinstelling hier uit die Solidariteitsstal daar in Oranje. 'n Opleidingsinstelling waarop ons ongelooflik trots is. Maar is dalk 'n instelling waaroor ons 'n bietjie minder weet. So Paul Vogel, die uitvoerende hoof van Bokaroo opleiding, is hier saam met my en hy gaan vir ons meer vertel van BKO.